Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 22 Junie. Uiteindelik van aangesig tot aangesig. Ons is gemaak om na aan God te wees. Genesis 2 vers 7 lees: En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Alreeds sedert hy die mens geskape het, werp God alles in die stryd om ons gebroke vriendskap met hom te herstel. Ons lees in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Hoewel hy ons met die ewigheid in ons binneste geskape het, is al hierdie dinge wat God vanaf die grondlegging tot aan die volëinding van die aarde doen, ver bokant ons begrip. Prediker 3 vers 11 sê vir ons: Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in hulle hart gelê, sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot eind kan uitvind. Ons is deel van die groot stryd, wat om en selfs binne in ons woed. Al te dikwels bepeins ons nie die vreeslike hoë prys van God se reddingspogings lank genoeg nie, sy pogings om die oorspronklike verhouding of vriendskapsband tussen ons en hom te herstel. Al te dikwels is ons so in 'n stryd en beproewing van die stoffelike gewikkel. Gevolglik vergeet ons dat, soos gelees in Filippense 3 vers 20 en 21, ons burgerskap in die hemel is, vanwaar ons as verlosser die Here Jesus Christus verwag. Hy sal ons nederige liggaam verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam deur die krag wat hom in staat stel om alles aan homself te onderwerp. Filippense 3 vers 20 en 21. Naarmate die wêreld op die einde afstuur, weet ons dat 'n klein wit wolkie eendag in die lug gaan verskyn, komende uit die ooste. Terwyl dit nader kom, sal ons sien dat, soos gelees in Openbaring 14 vers 14, iemand soos die seun van die mens daarop sit, wat 'n goue kroon op sy kop en 'n skerp sekel in sy hand het. Duisende engele gaan saam met Jesus kom. Ons lees dit in Matteus 25 vers 31 wat sê: En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En elke oog sal die wederkoms aanskou. Openbaring 1 vers 7 sê vir ons: Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Terwyl hy neerdal, hoor ons sy luide roepstem en trompetgeskal. Dan gaan die grafte oop en die wat in Christus oorlede is, sal eerste uit die dood opstaan. 1 Tessalonisense 4 vers 16 lees ons: Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Die stem van hom wat hulle uit hulle dood gewek het, sal hulle herken. Johannes 5 vers 28 lees: Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Nou wat gebeur daarna? Lees 1 Tessalonisense 4 vers 17. Uiteindelik doen die gaanse heelal wat Paulus in Filippense 2 vers 10 en 11 beskryf. Ons lees 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Ons lees ook Filippense 2 vers 10 en 11. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,
en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Filippense 2 vers 10 en 11. Kan jy jou daardie ongelooflike en hemelse oomblik voorstel? Eendag sal ons Jesus sien, hom werklik sien. Ons sal sy stem hoor en bely dat hy Jesus Christus die Here is, hom waarvan ons gelees het, tot wie ons gebid het, waarvan ons vir ander vertel het, die een na wie ons hart met 'n punt getrek het, sal ons regtig van aangesig tot aangesig sien. Hiervan kan ons seker wees, omdat God inderdaad getrou is en sy beloftes waar is. Openbaring 22 vers 6 sê vir ons, en hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Op daardie oomblik dat ons die trompetgeskal hoor en elke liewe mens Jesus direk aanskou, weet ons dat die groot gewag die moeite werd was. Elke gebed wat ons volhardend gebid het, elke keer wat ons voorrang aan tyd saam met hom gegee het, elke situasie waarin ons moedig vir hom opgekom het, ja, elke beproewing bereik die hoogste hoogtepunt in die aanskouing van Jesus se gesig. Ons lees en sluit af met Openbaring 22 vers 4. En hulle sal sy gesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees.